Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ons het verlede week begin gesels oor die hele konsep, die belangrike konsep van om verantwoordelikheid te vat. Nou, ons het vir mekaar gesê, as jy regtig gelukkig wil wees, ons het gepraat van suigstokkie geluk, daai geluk wat gou kom, maar gou weg is ook nie. Ons praat van daai diepgaande geluk. Dan moet jy verantwoordelikheid vat om God op sy woord te neem, om God se beloftes jou eie te maak. God nooi ons uit, hy bied dit vir ons aan, maar as ons nie verantwoordelikheid neem om dit ons eie te maak, dan gaan dit altyd 'n afstandsbelofte wees. Dit verlede week. Vandag wil ek ons so klein bietjie gesels oor die verantwoordelikheid om verantwoordelikheid te neem vir ons verhoudings, en dan gaan ons veral bietjie net stil staan by ons hartsverhoudings. Natuurlik geld dit vir baie meer en baie wyer, maar net vir 'n oomblik ons hartsverhoudings. In Galasiërs 6, vers 7, die laaste deel van die vers, en dan gaan vers 8 en vers 9 aan om dit 'n bietjie uit te brei, maar daar staan hierdie konsep van wat ons saai, sal ons oes. Ons sien dit in die natuur, ons sien dit reg rondom ons. Jy kan nie 'n koringsaadjie saai en hoop dat daar 'n mielieplant gaan opkom nie. Ons weet dit, ons gaan dit nie eens probeer nie. Maar ons moet besef dat dit wat ons in ons verhoudings saai, en kom ons praat dan spesifiek oor ons hartsverhoudings met ons naaste mense. Dis nou soos met jou lewensmaat, of met jou kinders, of met jou ouers, of vriende, maar daai naaste mense van jou. Dit wat ons daar saai, bepaal baie keer wat ons oes in die verhouding. Nou, ons kan hier oor baie lekker en baie lank praat, maar daar's net twee dinge wat ek wil hê ons moet sommer net vinnig met mekaar deel. Die uitdaging is dat ons Jesus liefde sal saai. Kyk, ons is mos nou lief vir mekaar, en in die meeste gevalle is ons met liefde aan mekaar gebind. Maar die meeste kere is die gewone menslike liefde maar 'n selfsugtige liefde. Dis baie keer ook 'n afbreekende, en alles gaan oor my liefde, en daarom is daar so baie keer vertrapping en uitmekaar skeer en afbreeking in naby verhoudings. Maar wanneer ons Jesus liefde saai, dan ervaar ons iets anders, want Jesus is onvoorwaardelik lief. Jesus aanvaar net soos wat ons is. Jesus gee tweede kansse. Jesus vergewe. Jesus sê, kom ons maak eerder reg as wat ons dit heeltyd voor mekaar se koppe gooi. So watter tipe liefde saai ons? Onthou, die selfsugtige liefde kom van self. Ons moet verantwoordelikheid neem om Jesus se liefde te saai, as dit is wat ons wil oes. Die tweede ding wat ek sommer net wil noem, is ons moet ook die verantwoordelikheid neem om Jesus waardes te saai. Die oomblik as ons begin om Jesus waardes in ons hartsverhoudings te saai, dan kom daar goedheids outomaties soos, ek het respek vir jou. Ek sien jou vir die mens wie jy is. Ek wil jou nie heeltyd verander nie. Ek geniet jou. Ons is daar vir mekaar, ons bou mekaar op. Ons weet, ons is mekaar se helpers. 'n Ander tipe waardesisteem as wat ons vanselfsprekend sou indra as ek die middelpunt sou wees. So kan ek vir jou vra, as jy dink aan jou hartsverhoudings, watter verantwoordelikheid neem jy, wat saai jy in jou hartsverhoudings? Ek hoop, jy saai Jesus liefde, en jy saai Jesus waardes in jou verhoudings. Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.